Wie vanavond bij ons is weer. Amen. Amen. Precies. Jullie dat welkom vanavond elkeen. Weer ons zien we mannen. En ons hoeft niet te stressen of ons hoeft niet om te geven op ons. Waar ik mee dat kan worden. Want die God wat ons ziet, zal niet staan op onze eigen. Vrienden, antwoord, weer. Dat is al een geval. Volgende met van die schatten, de kaart, de bossie, de ridders van Moppers en dit, wat hier is waar. Vrijdagavond hier de bijeenkomst en als boven en s'avonds. Zondagochtend eredienst om op de ridders. Kom eens kijken of ze hier zondag. Ja, dus toe kan lossen. Oh, lekker zitten. En dan dat zal een gescheerde ochtend wezen. Maar niet eens kom op, als het niet zondagavond is, zelfs niet. Als het niet kan, niet eens kom op. Maandag zit het niet meer buiten. Als het laat voor een gezang is, zit er aan die niet. Toen niet eens kom ontstaan. En dan ga ik pas wel aan de rechterhand opgestopt. Dat hebben we nog geweten. Onze Vader, in alle hoogste, maar ons sê baie dankie vir die voorreg en die eer wat ons aanvaar is as geliefdes van U. Om saam U naam te verheerlik, te loof en te prys, U wie waardig is om geloof en geprys te word. Vader, ons wil bid in hierdie uur dat U Gees sal pryspreek soos in hierdie uur is. Hulle wat dit nog nie ontvang het, daai Gees die teenwoordigheid, dat hulle sal ervaar in vanaand. Dat hulle kan sê, waarlik is die God van Israel. Dis nog steeds dieselfde God, die se krag dieselfde is. Ek dank U vanaand daarvoor, Here. As die mense is wat sit met 'n probleem vanaand, roep ons hy Golgotha krag vanaand aan, Here, om deur te beweeg, wat hulle sal sien dat die probleem nie, maar dat hulle sal sien hoe die God van Israel werk. Dieselfde God, wat nog steeds staan en klop by iedere kelk. Deur van die hart, nooi my in. Ek wil saam met jou deel wees in die feesmaal vanaand. Ek wil saam met jou sit in jou sitplek vanaand. Ek wil saam met jou sit om jou hande op te lig, soos hulle Moses se hande gelig het elke keer, dan het die beelde van aanbidding weggeval. En daarom bid ek vanaand, Here, om saam met ons te wees, om saam met ons te wees in hierdie banke, om die prediker se mond vanaand aan te raak met 'n koel vuur. Wat hy kan sê, waarlik dis die God van Israel wat my lippe aangeraak het. Ons dank U vanaand daarvoor, Here. Ons loof U vanaand daarvoor. Dat U herlewing by ons as predikers sal begin en buite. Dat ons as predikers aan die braadsel begin raak vir U, Here. Om te weet en te besef dis wat U verwag van die prediker. Om ons te lei na groener weivelde in die reënwag hier. Laat U verheerlik word vanaand, Here. Ons loof, ons dank U, ons prys die drie eenheid daarvoor. In Jesus naam, amen en amen. Amen. You
van God. Daar net een weg. Amen. Dis nie meer vasgepen. En geen ander sal jy op die regte weg gevat. Ek kan vandag sê, die God wat ek dien, is 'n God van wonders. Hy is 'n God wat jou tot redding kan bring. Hy is 'n God wat jou uit die modderskoot uit kan haal. Maak nie saak hoe diep jy daarin is nie. Die God wat hier nog geskryf word, is die ene wat jou kan prediken. Toe David die Goliat gesien het, het hy nie weggehaal het nie. Hy het hom nie gevrees nie, want hy het gegaan in die krag van ons Vader. Hy het geweet, hy sal hom oorwin. Wat sal gebeur as hy begin vrees? Want hy verloor. So baie van ons verloor daagliks. Want ons is te bang om die volgende stap in te neem. Die Vader het elkeen van ons oorwinnaars gemaak. Nie een van ons loop dieselfde pad. Ons elkeen het verskillende weë. Geloof die God in hemel en aarde ken jou weg wat jy doen. En hy sal weet wanneer dit vir jou onmoontlik is om oorwinning. En dit is wat ons lees in die waarheid. In Johannes 4. Ek so baie daar, wat so met die mense praat, en hoor ek hulle sê, nee, dat is bang. Om dit op 'n dag te doen. Hulle is bang as iemand hulle bel om te sê, wil jy kom besoek my, dan is hulle bang om te gaan besoek. Dis die duiwel wat vir jou bang maak. Jy is 'n oorwinnaar in Jesus Christus. Jy hoef nie bang te wees nie. Ons steer jou hier in 'n bende in. Hoef jy bang te wees nie, want God van die weerskade sal jou laat red as jy in sy wil beweeg. Maar dit is kom ons lees in Johannes 4, 1 Johannes 4 vanaf vers 18. Dis net daai gedeelte, daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite. Die volmaakte liefde dryf die vrees uit. Nou dit blyf nou gewoon hoe oppervlakkig
is baie van ons se liefde. Ek wil net hier voorbeeld gebruik, as iemand my bel, wil jy nie gou my kom besoek nie. Eerstens, het die Vader hom gesê om my te bel. Tweedens, het ek wil luister. En ek hoef nie bang te wees oor wat daar binnekant aangaan, of wat vir hulle my wil sien nie. Ek hoef nie te vrees nie, maar die Vader sal my deurhou. Hy sal op my tong hê wat om te sê. Ek het al baie gehoor mense sê, nee, maar ek kan nie met daai persoon oor die Here praat nie, want hy gaan nie weet wat om te sê nie. Kind van God, as jy 'n geredde kind van God is, sal hy jou lei. Hy sal vir jou lei. Toe ons geleer het ons nie gesê nee, ons is bang. Ons het nie gesê nee, ons is bang. Dat is voor aanleiding, dat is voor kost, dat is voor Erik. Nie van hulle twee sê, ek is bang. En dan nog, as iemand hulle bel, kom uit, is hulle nie bang nie, want jy beweeg in die wil van God. Vrees vir Jesus. Maar soveel mense wat vrees vir haar en voel dat die wig nie, die wig uitgaan. Hulle noem hom 'n vliegtuig. Baie mense is bang vir haar. Ek gaan nie sê ek is bang. Ek hou nie van dit. Ek hou nie van dit. Baie mense is bang vir die nag. Ek is ook bang vir die nag, want die duiwel beweeg in die nag. Dis al hoe ek bang is vir die nag. Maar as ek gaan in die krag van God aan, dan sal wat nie bang nie. Daar is soveel kinders wat bang is te wonder weer. Ek weet nie hoeveel van julle is nie. As dit donder weer is, hardloop hulle weg. Ek kan onthou jare, ek praat van 'n paar jaar terug. Ek het plaas geword as die donder weer afkom, op my maal en die werse gekryp het, en handel en daar op die spieels. Ja, maar ek vraag my ma, hoekom wil jy dit? Toe sê my ma, my neus, daai bitse gaan jou doodslaan. Geliefdes, dis 'n vrees wat die mense moet maak. Die duiwel slaap daarin om die mense af te breek van die krag van God. As jy in die liefde van Jesus beweeg, hoef jy nie bang te wees vir die vliegtuig nie. Jy hoef nie bang te wees vir hoogte nie. Jy hoef nie bang te wees vir die donderstorms nie. Hy sal jou beskerm. Hy sê dat ons in sy kom na my. Ek sal jou beskerm. Maar die Satan weet presies hoe om die kinders van die Here af te breek. Dan bring hy in daai dingetjie van vrees. Daar sê een die ek vrees is God. Die drie ewige God. En as jy nou vir my vanaand sê jy vrees hom nie, dan weet ek nie, dan is ons nie in dieselfde rigting nie. Ek vrees om die dag as hy kom, is ek werklik reg soos hy my wil hê? Is ek reg as so aanlei? En die een van ons is gewaard, die woord van die Here sê ook, as jy sê jy is gewaard, dan is jy 'n leerling. Nie een van ons is gewaard, geliefdes. Ons almal het foute. Maar ons gaan nog nie so werk. Ons gaan ons vrees werk. Daar is so
ouers van vandag is nie meer ouers wat werklik kyk agter hulle kinders. Ek praat nie van ons kinders die Here wat daar wees gered is. Ek praat nog van wêreldse mense. Daar is soveel van daai kinders wat nie weet wat verwag sy by die skool. Hy loop daai vrees in en so word hy groot. En die grootste van ding is, ons as kinders van die Here weet wat sulke mense waar ons bly doodstil. En waar die woord van God sê vir ons, bid vir jou broer en jou suster. Bid vir daai mense wat in die wêreld is. Ek bly hier voor my, bly een vrou, wat noem hulle dit, die skraap en voete, langs my bly een polisman. Hulle doen hulle ceremonies en al die dinge. Ek het hulle in moedse plan, maar elke dag en sê, Here, sien die mense daar. Ek ken nie al hulle dinge, maar asseblief, Here, sien hulle daar. En ek sal my nog so misschien dink ek, die Here sê met tyd, maar jy sien dit nie meer nie. Dis die God wat ons nie geliefd is. Bid vir die ander. Jy hoef nie die praatwerk te gaan doen nie. Ons Vader sal die werk gaan doen. Hy sal die werk gaan doen. Daar is die dinge van hulle doodgeloop. Dit is doodgeloop. Laat sy my woord net verstik en sê, is dat hulle taal wat woorde. Ek kan God af. Ek kan God af. Want dis net hy wat ek af vir ons kan doen. Nee. Wat sê ons duidelik? Moenie jy iemand van Kanaan afvat. Bid tot God. Hy sal werk. En waar die Here werk, doen hy vir hom werk. My vrou het my gebid om soveel hoe lang, 10, 15 jaar, hulle het 'n fees gelewe. Hulle het 'n fees gelewe, het skry nie laat heen. Maar die dag toe die Here my so red, het hy my net so gebid. En daarom kan ek sê, dankie Here, vir sy liefde en sy genade. En dit maak nie saak hoe vir jy is. Hy is daarom met daar. Drank, help jy nie. Hy help jy dieper in die gemors. En met God in jou kant, moet jy nooit te vrees. Jy moet nooit bang te wees. Want hy is altyd goed. Hy sal jou altyd deurdra. Maak nie saak wat voor jou kom. Hy sal jou deurdra. Hy sal jou aanraak. Hy sal in jou voorsien. Dit is ek sal die hele paar jaar. Raak van die 12, werk ek in my doen my eie ding. En die Here sê my met alles. Ek moet nie bang te wees. Maar as al vanavond die persoon op die tafel sê, gaan en sê, Here asseblief. Dan is hy so geduldig voorsien aan my. Ek hoef nie na ander te daad op te sê, hoor ek dink ek moet hier 'n bietjie paar af iets doen. Nee, my God wat ek dien voorsien. Hy voorsien. Ek hoef nie maar nie. Nou weet jy weer 'n persoon saam met haar as ek is oor 'n dag so met hom. Ja, hy het toen met hom te ry oor die garage. Iemand dan my kom sien. Ek sê my vrou, jongen, ek het die petrol maar gaan my kans vat. Die liters was nie lang toe. Toe word waar kom my vroegskap weer. En kyk, jy self in die land. Dit is die God wat ek. Jy moet nie bang te wees nie. Wanneer jy gaan, jy hoef nie op vrees te lewe nie. Hy sal aan jou voorsien. As jy doen dit wat hy van jou verwag. Ons is so lief om God te bevraagteken, Here, hoekom? Begin jy dit sê, dankie Here. My kinders sê, dankie Here. My vriendjes gebeur, sê dankie. Hy gaan voorsien met jou. Ons moet nooit God bevraagteken.
Want hy wil vir jou iets beters gee. Daarom ek hoef nie te vrees nie, ek hoef nie bang te wees nie. Om die God, wat ek dien, sy liefde is in. Hy gee dit is. Hoe het voorbeeld van hou, sê dit so, 5 jaar terug, 6 jaar terug, kan dalk nie meer wees. Rover my hiervoor, by my vrou, self om my vrees en is alles. En ek dacht so by myself, Heer, hoe dan nou? Ek dien nie, ek doen alles vir nie. Maar is ek weg, alles is weg. Geliefdes, ek het my bakket nie, bakket hy. Kom my huis en die Here sê my huis. Ek sal nie jou voorsien. Hoekom word ek kwaad? Hoekom word ek kwaad? Want die Satan wil oorhaal. En is hy wat jy moet vernietig. Geliefdes het net daar gesê, in plaas dat ek die Here se naam mag groot maak, het ek eers myself belang geraak. En ek die Here ook. Ons moet nooit God bevraag word. Want hy bevraag dit, dit bring vrees in jou. Dit bring vrees in jou. Dit maak dat jy God nie vertrou nie. Kry hom in jou gedagtes. Kry hom in al jou wees. Hy sal in jou voorsien. Hy sal alle vrees vir jou wegvat. Ek hoef nie meer te vrees om in die hand te loop. Maar die God wat ek doen is met my. Hy dra my deur. Amen. Geliefdes, ons kyk net teen 2 Timoteus 1 vers 7. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Hy selfbeheersing is 'n probleem wat deesdae by al die mense is in die tyd waarin ons leef. Ons is so vinnig om kwaad te raak vir die vyand. Want die woord van die Here sê vir ons, seën jou vyande, sodat ek jou kan seën. Eerste ding wat as iets gebeur waar af jy moet doen, was om te sê, Here, seën evil. Ek praat nie van evil. Elke oggend buig ek my knieë en bid. En sê, Here, U wil my lewe. Hoe wil ek te leerstel as ek nou ry in die pad en nie draai iemand reg op my? Dit was ons die Here se. Want hy het ons gevra, U wil my. So as ek dan wil ry, dan was dit die Here se wil, sodat jy getoets kan word op die regte plek. Ons moet nie altyd sê, Here, hoekom? Partykeer soek ons vir ons eie ding. Ek gaan ons whisper aan man, waar is hierdie woord van God nie? Nergens in hierdie woord het ek gelees van die dieet. Nou begin hulle met dieet. My vrou begin met die dieet. Oor sy eie dieet, of is ek dit nie bestaan. Nou kom sy die nog aan my aan, sy sê my thuis, jy hier het lekker ryk toe kom ook weer. Maar nou stond hy, ek sê, prijs die Here. Want nergens in hierdie boek staan daar van die dieet nie. Nergens nie. Nou sê sy my weer, sy was omhoog. Ek sê, dankie Here. Nou spaar het my daarom in die kat in my sak om weer tweede te gehoor.
sy gaan dieselfde bly. Dis God wat ek doen. Suster Rama, dit help nie. Dit help nie, ek gaan beleef. Maar dit saam met die woord van God, hoor. Geliefdes, moet nooit bang wees, moet nooit vrees. Wanneer God iemand jou pad ons wil stuur, dan gaan het sy woord wees. En dit sal die regte een wees. Wat sal met jou die Here weet. En ek het net die Here gedien, alhoewel my geloof is al die jare daar. Ek wil jou nog my getuienis bring. My jongste seun, hulle wil die kind verwyder het, ek moet met hulle was so 6 maande. Sy het hierdie sekere ding gehad, en dit was baie opgetelling, toe sê hulle, nee, die kind moet verwyder word, masels, en sy masels of iets. Nee, hulle moet die kind verwyder, kry weer Pretoria, maar hulle kom maar so, die kom by die eerste specialist, en terwyl ek al sit, teken my sommer klaar die ding weer die kind moet verwyder word, en ek staan toe sommer net daar op en ek loop uit, ek was al vieslik ook met uit. Ek loop uit, gaan kar toe. My vrou, van leer, sy kom terug, ek sê, kameree, rij saam nie. Sy sê, nee, ons moet naar die volgende te gaan, ek sê, ek gaan nergens heen, ek gaan huis. Sy sê, thuis, maar jy kan nie. Hierdie kind gaan om vol wees. Ek sê, weet jy wat, ek hoef nie te vrees nie, want ek dien 'n God wat lewe. Hy dink as ek nog in die wêreld. Ek ry weer na my maale toe. Ek tel die ander kinders op en ek gaan huis. Daar moet geen dokter af weer sien nie. Kom by die tyd dat sy moet aflaai, sy laai af. Geliefdes, daar moet my laat kerel en ek kerk niks. Sou ek nie skuldig gewees het aan my bloed nie? Kind van God, ons moet luister na haar stem. Ons moet luister na haar stem. En ongelukkig is dit so. Ek luister, en as hy sê, my sê nee, dan sê ek nee. En my vrou kan wel boor die huis spring op, my nee is my nee. Die kinders weet ook, moenie my pa laai krap. As hy nie ding wil doen nie, dan hy dit nie doen. Ek wacht om hier. Ek hoef vir niks te vrees, want hierdie man maak my baie gelijk. Hy maak my baie gelijk. Hy is die ene wat my moet voorsien. Geliefdes, ek hoef nie te vrees, ek hoef bang te wees. Maar my God voorsien. En ek wil net vanaf hier het eindelijk sê. Maak nie saak wat sy pad die moe. Maak nie saak waar jy jou kar breek. Hy kan miskien nie in die middel van panne breek. Jy hoef nie te vrees nie. Want God is met jou, hy sal jou neerdra. As jy in volle waarheid. En dit is vrede jou dan, lang ken. Hy ry daar na die dorp en hy raak het waar en praat met mense in die pad. Daar het jy kom. En wat is sy steelens voor dit weg? Hulle sê, maar gaan nie skiet, is dit skiet. Daai weet wat ons sal nie afgaan. Hulle het dit 3 keer probeer. Die hele dag in die prins. En die dag gestaan met vrees gebed. Sy God sal hom beskerm. Sy God sal vir hom deurgaan. En geliefdes, ons doen dieselfde God. Amen. Jy hoef nie te vrees, jy hoef nie bang te wees. Want dat die bang inkom, dit is wanneer jy verloor. Want vrees roep vrees. En Satan weet hoe die kinders van die Here onder te kry deur te vrees. Geliefdes, ek vra julle elkeen, moenie vrees nie. Maar jy ook al beweeg, God is met jou. Hy sê vir ons in sy woord, bepyns my woord, dag en nag, sodat die duiwel nie kan padplek kry nie.
En as jy bepuis, sal sy woord in jou bly. So jy sal nie 'n wonderlike gedagtes kan uitleef vir Satan. Of praat hy hoe baie in jou oor, jy gaan nie kan hoor nie, as jy besig is by die Here. Geliefdes, ons maak dit toe die woord. Vader, hierdie groot almacht, my God op U wie ons kan verbind. U wat elke van ons vrees lig. U plaas liefde in ons. Kom maar van daar elke op U. My Vader, wees met elke van ons, maak ons saak waar ons gaan nie. Raak ons nie. My Vader, as ons met die vyand te doen kry, Here, dat U deur ons monde sal spreek, my God. Open ons ore dat ons sal hoor na U stem, my Vader. My Vader, dat ons altyd vir ons daders van die woord sal wees, en nie die woord gesien. Ek vra dat U, my Vader, nie alleen ons dien hier, maar ek wil alleen dit van waarheid. My Vader sal vanaand enige een is, Here, wat pyn het, wat smart het, saam met ons sal. Raak hulle vanaand in die naam van Jesus. My Vader, die ene wat miskien bekom en ons sê door die dag van môre, Here, daar nie. Bly hulle, Here, neem wat dit daar die bekom en ons weg. Voorsien in elke van ons, Here, want U is die Here wat elke gedagtes ken, U ken ons weer. My Vader, as ons Here wat U kan wegsteek. Alles neem op ons bloed voor U. Ek draai U vanaand, Here, saam met al ons. En ek dank U, Here, dat ons vanaand U as 'n Vader van U. 'n Gees wat ons kan bid. Waar ons nooit sal sal. Ek dank U met hierdie dag in die wonderlike naam van Jesus. Amen en amen. Liefdes, kom ons saam, dan gaan ons die naam van die Here groot maak. En maak ons aan die Here. Erik, kom ons af te sluit met gebed. Oh,
Dankie Here vir 'n week wat hier omkeer gedraai. Beskerm, behoed en bewaar. Dankie dat ons ook Here in die aand in ons hand, Here ons sak ontsteek en kon bydra vir die uitbreiding van die koninkryk hier op aarde. Ons bid en bly dit met vele danksegging. Amen. Amen. Nou mag die genade van God onze Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus, die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, rus en bly met ons van nou af tot in ewigheid. En almal wat dit glo sê. Amen. Amen. Amen.